Ja, nee, dit werk baie goed. Veral met die slaaie. So ons produseer meestal net fancy lettuce. Die sout, ons water het maar 'n faktor van sout in. Die sout raak 'n uitdaging. Sodra jou sout so bietjie hoog raak in die stelsel, dan word jou slaai se produksie verskriklik negatief beïnvloed. Soveel so dat jy 50-70% van die grootte van die slaai verloor as gevolg van 'n klein bietjie sout in jou water. So ons het maar allerlei plannetjies en goedjies wat ons in plek begin sit het om die soutte te begin keer. Is ongelukkig maar die water kom so uit die boorgat uit. En dan soos wat die water sirkuleer en die slaai die water gebruik en die water weer minder raak in die stelsel, konsentreer die soutte. So ja, daar is maar uitdagings, maar ons het 'n paar planne en van die goed het baie mooi gewerk tot nou toe. Maar ons moet ongelukkig maar so nou en dan net al die water aftap en alles weer vervang met nuwe water. Dan ons het so op 'n stadium so 14,000 vis gehad. Ons het wel groot verlies gehad net na die winter laas jaar. So ons getalle is nou baie af. Ons is hierdie laaste maand en 'n half besig om deur al die tanke te gaan om weer seker te maak na al ons getalle en seker te maak ons het genoeg en waar moet ons aanvul waar ons nog vis nodig het. Huidiglik skat ek moet ons seker so om die 8,000 vis hê. Verskillende groottes, ons het groot mannetjies, ons het wyfies, ons teel so bietjie ons eie vis. Ons bemark nog nie, ons gebruik dit uit op die stadium nog net as 'n voedingsbron vir die slaai. Tilapia is 'n kruising. Dis 'n albino tilapia en 'n gewone Mosambiek tilapia. So jy noem hom 'n red strain 6. Soos 'n ou in PE wat dit begin doen het. En dan het hulle nou so oor en weer gekruisteel. So wat hy doen is hy kry 'n Mosambiek tilapia wat vinniger groei, langer vat om seksueel aktief te raak. So jy groei 'n vinniger groter tilapia. Ons mag glad nie Nyl tilapia in Namibië boer, want hulle is bang vir dat die Nyl tilapia in die waterstelsels kom. So dis hulle indringer spesies dan wees. So ons mag net Mosambikas boer. So jou Nyl tilapia raak baie groter. Hy groei baie vinniger. Die slegte ding van hom is in hierdie stelsels is hy hou van warm water. Ja, en ons soek jy's koue water en slaai. Soos ons water tussen 22 en 24 grade kan wees, dan kry ons 'n beter kwaliteit slaai en slaai wat langer hou. Maar dit het 'n negatiewe effek op jou groei van die tilapia. Waar die red strain 6 fyn is in die koue water. Jou gewone Mosambiek tilapia soek so 24 tot 28 en jou Nyl tilapia soek 27 oor die 30. So hy soek warm water. Ja. So Jan, sê gou vir ons 'n bietjie wat het jy alles in hierdie damme van jou of hydroponics as ek dit nou so kan stel? So ons doen krye, ons het een stelsel net vir krye. So dit is 'n aaneenlopende stelsel. Die visdamme, 7 visdamme gee vir 2 groot damme water. So daai visdamme se water loop deur filters wat die vismuts nou afbreek en dan 'n voedingsstof vir die slaai omskep. Dit maak die slaai haal die stikstof en die ammoniak en goed uit die water uit wat weer giftig is vir jou visse. So hulle werk in 'n simbiotiese verhouding saam. Ons het een kant het ons net krye, so 'n bietjie leeks, spring onions, mint, basil, dill, chives, koriander doen ook alright in dit. Sekere krye wil nie in 'n aquaponic system groei nie. Hulle soek grond, byvoorbeeld rocket. Ja. Hy hou nie daarvan, hy groei baie vinnig, maar vir een of ander rede vreet die plantlys hom vinniger op. So en dan het ons slaai. Ons doen eintlik grootendeels net slaai. Ons doen so 5670 koppe 'n week. Van die fancy lettuce. Kyk, ons bemark baie min fisiese koppe slaai. So dis ons alles losblare, ons het 'n wasaanleg, 'n verwerkingsaanleg, wat ons alles
Alles word gesny, alles word gewas. Verskillende mengsels word gemaak. Daar is skoon net butter lettuce byvoorbeeld. Of net crisp leaf of net rooi frillie, maar ons hou daarvan om mengsels te maak met die goed. En dan maak ons ook klaargemaakte slaaie. Waar hy het sy tamatie in, hy het sy eie in, hy het sy feta kaas, olywe, alles in 'n bakkie op die winkelraad. Ek dink die huisvrouens gaan jou begin kontak direk. Ja, nee, dit is baie gerieflik. En jy maak die bak oop, jy skiet dit goed uit. So ja, ons hou van terugvoering, soos die huisvrouens wil sê, hoor jy, sit nog slaai in of sit nog olywe in of sulke goed, dan dis goed wat ons wil weet en moet weet dat ons dit al hoe beter kan maak vir die eindgebruiker. So ons slaai gaan grootendeels na Freshmark toe, wat na al die Checkers in die Shoprites diens. So baie van die slaai bakke in die Shoprite, in die Checkers winkels kom van ons af. Daar's een ander verskaffer ook. Baie van die pakke slaai in die Checkers kom ook van ons af, die gewaste slaaie. Dan natuurlik baie by Food Lovers. Ons is 'n groot mark by Food Lovers. Ook gewaste slaaie en klaargemaakte mengelslaaie. Kruie, sellerye, spring onions, alles. Ons doen met die ouens wat baie na die lodges toe uitstuur. Daar's ook 'n groot mark van ons. So daai goed sien 'n ou nou nie as jy behalwe as jy hom nou in 'n bak op 'n by die restaurant kry nie. Ons is besig om 'n paar goed te doen met die KFC's. So ons probeer kyk of ons bietjie KFC kan inkom dat die slaai wat op die burgers kom en in die ribs kom dan van ons af kan kom. Vir 'n slag 'n vars slaaitjie daar op KFC boeretjie kan. Nee, verlet warm jy nie. Romein of kos. So hy is nou een van die ouetjies wat ons wil op die KFC's probeer. So is 'n lekker groot blaar. Soos jy sien, ons sal altyd 'n goggetjie ook in ons slaai hê, soos alle slaai maar. Die groot ding is ons spuit geen chemikalieë. Ons kan niks gif spuit nie. So al ons middels, alles wat ons gebruik is biologies, want enige gif wat jy spuit maak al jou vis dood. So ons spuit net biologiese goed op ons slaai. Ons het geen gif wat ons spuit op ons slaai nie. Ons spuit swamme en ons spuit bakterieë wat wurms aanval en hulle verteringsstelsels beïnvloed en sulke goed. So daar's altyd 'n kans dat jy 'n wurmpie kan kry, maar daar's 'n kans in 'n gewone slaai ook om 'n wurmpie te kry. Ons was dan ons slaai. So ons was aan die wurms af. So hulle stel boots net vir wanneer hulle in die water werk. Jy wil nie grond en sulke goed binne in die stelsels indra nie, want daar kan 'n siekte of iets wees wat al jou vis kan doodmaak. So omdat dit 'n recirculating stelsel is, moet jy baie kyk na jou higiëne en so aan, om seker te maak jou vis bly gesond, omdat hy heeltyd in dieselfde water bly. Hier's 'n paar bouncers hier onder. So tilapia is 'n omnivoor. So as die tilapias broei verskriklik maklik. So as die tilapias deurkom, die klein visse kom deur die filters en die goed, dan raak hulle groot hier onder, dan vreet hulle die slaai se wortels af. So dan kry jy baie swak produksie. So wat ons gedoen het, ons het in elke dam so 20 groot babers gesit. So hulle is die bouncers, as die klein visse deurkom, dan eet die babers die klein visse. En dan hulle hou natuurlik nou daai deurglippertjies onder beheer en keer dat hulle nie ons slaai opeet nie. Ons gebruik verskriklik min water om slaai te produseer. Die slim ouens sê ons gebruik 90% minder water om slaai te produseer, omdat die slaai permanent in water hang en sy wortels permanente water is, stres die slaai baie min. So jy kry 'n groter slaai gegroei. Omdat ons wateroppervlakte toe is, het ons geen verdamping amper uit die water uit nie, behalwe wat translamellêr deur die plant kom. Ons sit een keer 'n week sit ons seker so 4000 liter water terug in so 'n stelsel. En een stelsel vat amper 300 000 liter water. So dis verskriklik min water wat ons terugsit om die slaai te produseer. Die water waarmee ons die slaai was,
Is verkoelde water. So daai slaai is op daai water is op so 7 grade. So wat ons doen is filtreer nou die water en maak dit skoon. En dan pomp ons dit in daai tank in en dan hardloop daai tank het ons so 300 meter se waterpyp binne in die koelkamer. En dan pomp ons dit terug na die tank toe. So daai aaneenlopende stelsel maak dat ons water lekker koud is. En dan kry jy 'n crisping faktor. As jy jou slaai in koue water was, dan bly jou slaai vars vir langer. So ja, hier is ons verwerkingsaanleg. Ons al ons slaai, sellerye, alles, daar is ons wasplant. Julle kan gou hier kom kyk. Ja, al ons slaai word gewas deur hierdie stelsel. Hy spoel, hy werk met wind ook. Dan die babbeltjies gaan onder die wurmpies in of onder enige goggaatjies wat op jou slaai is. Kom hy onder hom in en tel hy hom op en gooi hom af. Dan spoel al jou wurmpies uit hierdie kant toe en jou skoon slaai gaan aan die ander kant uit. Daai kant is 'n hoë sorgeenheid, so ons kan nou nie daar ingaan nie. Maar daar word hulle gesak, geweeg, gemeng, al die finale verwerking goedjies. Okay, so hier is nou van ons klaar verpakte slaai. Alles word gegasflush. So hy word bespuit met 'n 99% stikstof om hom ook nog langer lewe te gee, vars te hou. Hier is nou een van ons gemengde slaaie waar hy het 'n wortel in, hy het 'n rooikool in. Dis 'n baie lekker een. Ek hou van hom. Hy het 'n bietjie kruie ook in. En dan is daar nou van ons gewone skoon slaaie wat nou net 'n skoon crispbrief is en 'n gewone green frilly is. So ons pak individuele slaaie, maar ook mengsels soos wat ons kliënte dit vereis.